Goeienaand en baie welkom by nog 'n episode van Praag TV. As jy nog nie op die kanaal ingeteken is nie, maak gerus so deur op die knoppie te klik, as ook op die klokkie, sodat jy kennisgewings van ons toekomstige video's mag ontvang. Nou, vanaand se onderwerp is die mite van blanke bevoorregting. Want as ons kyk na die beleidsrigtinge van die huidige bewind, as ook van selfs die oppositiepartye, is dit alles gegrond op daardie mite dat swart mense in ons land in die verlede benadeel is of nog steeds benadeel word en dat blankes bevoorreg is. Nou die meeste van ons wat in die verlede gestudeer het met lenings en wat ook al en ons skoolfonds op skool betaal het, sal weet dat ons is nooit bevoorreg nie. Trouwens, vir die grootste deel van die 20ste eeu was ons mense eintlik baie arm geweest. Daar's etlike romans en films en wat ook al waarin die armoede van die Afrikaner oorvloediglik eintlik aan bod kom. Maar voordat ek nou verder gaan, daarmee wil ek jy net herinner daaraan op die kanaal in te teken as jy nog nie so gemaak het nie, en dan kyk ook gerus na al ons boeke wat hier te koop is op die winkel, al ons opwindende titels, jy sal beslis iets daar kry om te lees, en ondersteun ook so ons kanaal. En daarmee, kom ons gaan onmiddellik oor tot hierdie onderwerp. Hulle sê, wit mense in Suid-Afrika is nog steeds bevoorreg, dat ons al die voordele het bloot omdat ons wit is, dat swart armoede ons skuld is. Maar vandag wil ek hierdie mite finaal ontmasker. Dit word nou gebruik vir, soos ek gesê het, om swart ekonomiese bemagtiging te regverdig, regstellende aksie, grondhervorming en selfs om die haatspraak van Julius Malema te regverdig. Maar die werklike kyk, daar is ongelykheid in ons land, niemand kan dit ontken nie. Maar dit is nie net tussen blank en swart nie, of Indiër en swart nie, dit is ook tussen swart en swart. En trouwens, baie mense het nou al meer onlangs verduidelik, dat die sogenaamde Gini-koëffisiënt tussen binne in die swart bevolking, die ongelykheid binne die swart bevolking is groter as die ongelykheid tussen blank en swart. Maar verder is die werklike oorsake van ongelykheid te wyte aan swak regering, korrupsie, mislukte onderwys, hoë misdaad en kulturele verskille. Nie soseer velkleur nie. En dit is natuurlik ironies dat na 30 jaar van ANC bewind en van hierdie aktiewe diskriminasie teen blankes, hierdie ongelykheid nog steeds gebly. Dit het nie werklik afgeneem nie. Maar ek was persoonlik al onlangs en wel, oor die afgelope 20 jaar of meer, was ek op plekke gewees of in plakkerskampe waar ons mense, blanke mense, in geweldige armoede leef. Waar mense, ek is nou onlangs saam met 'n Amerikaanse YouTuber, 'n paar maande gelede was ek daar by hierso naby Brits in 'n blanke area waar daar eintlik na mense gesorg word, mense wat nie kos het om te eet nie, kinders wat nie kos het om te eet nie, as hulle nie in daardie hulpskema van meneer Dirk van Vuren sou gewoon het nie. En 'n hele klompie jare gelede was ek ook natuurlik eers by die Karavaanpark, die Kroonpark, Karavaanpark daar in Krugersdorp, waar blanke mense, blanke Afrikaners ook in geweldige armoede gewoon het. En hulle is daarna verskuif na Munsieville toe. Ek het so 'n foto, ek het nie self hierdie foto geneem nie, ek het al self ontsettend baie foto's van sulke plekke geneem, maar hierso is 'n meisie wat daar, ek meen sy is in Munsieville, daar sy leef in onhaglike omstandighede. Nou word daar vir ons gesê, ons is bevoorreg. Nee, dis glad nie waar nie. En dan sit ons natuurlik met ander figure, mense soos Kenny Kunene, ja, die miljonair,
hoe Kenny Kunene sy 250 miljoen rand gemaak het. Kenny Kunene is dieselfde persoon wat sushi geëet het van die liggame van blanke meisies daar in Sandton. Jy kan dit seker onthou, 'n klompie jare gelede. Kenny Kunene het sushi geëet en champagne gedrink en wat ook al. Ons het in ons land, en veral in hierdie area in Johannesburg waar ek woon, kan 'n mens sien die ontsettende, ooglopende rykdom van die swart elite, wat eenvoudig die Hollywood lewenstyl handhaaf, wat in hierdie 4 miljoen, 5 miljoen rand motors rondry. Hulle ry in hierdie groot Mercedes G, wat Geländewagen, wat 3-4 miljoen rand kos. En dan natuurlik sportmotors en Porsches en Ferraris en wat ook al. Daar is glad nie meer sprake daarvan dat swartes in Suid-Afrika noodwendig arm is en blankes ryk nie. Dis 'n gemengde prentjie wat ons het, maar gemiddeld is dit natuurlik so dat blankes nog steeds oor 'n hoër inkomste beskik, as ook oor beter kwalifikasies en 'n hoër slagsyfer. Hierso kan ek nou nie, ek het nogal gesoek na so 'n grafiek, maar in hierdie het ek nou, daar was 'n praatjie by die Aardklop Kunstefees deur meneer Servaas of Dr. Servaas van der Berg, so 'n klompie jare gelede, en so lyk die prentjie destyds gelyk van die slagsyfer, die matriek slagsyfer. Nou onder die blankes is dit 98,9%. En dan net links daarvan swartes in skole met blanke onderwysers en skoolfooie, hulle slagsyfer is 59%. Maar dan die volgende grafiek, daar is swartes met blanke onderwysers of onderwysbronne wat dan nie skoolfooie betaal nie, en dit is dan 50%. En dan die res van die swartes het 'n 42% slagsyfer. Met ander woorde, dit is die werklikheid van hoe dinge in Suid-Afrika lyk. Daar is nie so iets dat blankes noodwendig bevoordeel is nie, of selfs in die verlede bevoordeel was nie. Dis 'n geval dat hulle nog altyd oor beter kwalifikasies, 'n beter matriek slagsyfer en natuurlik minder enkelouerskap en 'n meer stabiele familieomgewing beskik het. En dit is waarom daar hierdie gelykheid en ongelykheid in Suid-Afrika bestaan. Nou die feite oor wit armoede en werklike ongelykheid is die volgende. Daar is omtrent 400,000 blankes wat onder die armoedegrens woon. En Statistiek Suid-Afrika toon dat daar oor die afgelope 20 jare, tussen 2015 en 2023, 'n toename was in blanke armoede. Wel, dit is nie verbasend nie, met al die wetgewing teen ons mense, is daar uiteraard toenemende armoede. En dan wat die algemene armoede in Suid-Afrika betref, in 2023 was daar so wat 40,8 miljoen mense, dis 2/3 van die bevolking in absolute armoede. En swartes maak 93,6 van die armes uit. Maar dit het hulle geheel en al te danke aan hierdie huidige bewind, wat hulle eintlik aktief benadeel deur die ekonomie van die land terug te hou, met al hulle absurde beleide wat teen blankes diskrimineer. Nou wat huishoudelike inkomste betref, is dit ook waar dat blanke huishoudings se gemiddelde inkomste amper 5 keer hoër as swart huishoudings is. Die blanke huishouding is blykbaar R676,000 per jaar, teenoor die swart huishouding se R143,000. En dit is syfers van Statistiek Suid-Afrika. Maar die sleutelstatistiek bly dat Suid-Afrika een van die hoogste Gini-koëffisiënte ter wêreld het,
Maar wit armoede neem toe terwyl die swart elite besig is om te floreer as gevolg van die feit dat hulle bevoordeel word deur die huidige wetgewing. Nou, die ander vraag wat ons kan vra is, as blanke bevoordiging so sterk is, waarom is daar dan nog blanke armes? Kom ons kyk na kultuur en gedrag. Nou, ons het voorheen gekyk na, ons het verwys na die gesinsstruktuur, na onderwyswaardes, werksetiek en enkel ouerskap, wat laer is by blanke en Asiatiese groepe. Maar daar's ook 'n gedeelte van die swart middelklas wat redelik goed presteer, wat wys dat, en hulle word natuurlik, hulle kry al die beste poste in die banke en die groot maatskappye en so meer. Dit is glad nie verbasend nie, maar as ons internasionale vergelykings tref, dan is armoede in Afrika-lande of onder swart Amerikaners sonder wit bevoordiging nog steeds baie hoog. Trouwens, ek het iewers gelees dat die gemiddelde swarte in Amerika besit maar iets soos $35,000 se bates, terwyl die gemiddelde blanke in Amerika omtrent oor 250,000 dollar se bates beskik. En swartes se inkomstevlak is nog steeds 50% onder die van blankes. En dit kan nie wees omdat daar blanke bevoordiging in Amerika is nie. Want hulle het ook al jare lank, van 1964 af, het hulle regstellende aksie gehad, en daar was nooit, behalwe nou hier en daar in die suide, maar daar was eintlik nooit werklik enige beleid wat swart is oor die afgelope eeu of wat ook al in Amerika teruggehou het nie. Maar waar kom hierdie term vandaan van sogenaamde wit bevoordiging? Nou, ek het al voorheen gesê dat Suid-Afrika eintlik nou maar 'n soort Britse of Amerikaanse kolonie is. En al ons denke, alles oor regstellende aksie, swart bemagtiging, al hierdie begrippe kom net so van Amerika af. En daar is ook die begrip natuurlik van blanke bevoordiging, of wat hulle in Amerika white privilege noem. Dit is net so van die VSA ingevoer. Jy ken waarskynlik daardie frase, white privilege, unpacking the invisible knapsack. Nou, dit verwys na 'n boek wat geskryf is deur 'n Amerikaanse dame, baie liberale of selfs linkse Amerikaanse akademikus. Haar naam is Peggy McIntosh. Nou, ek gaan net so 10 sekondes van Peggy McIntosh vir u speel, waar daar oor haar gepraat word, en dan sal jy onmiddellik verstaan waar al hierdie twak vandaan kom. Kom ons kyk vir 'n oomblik daarna. Hierso is Peggy McIntosh. Author and public speaker, Peggy McIntosh has been instrumental in introducing the dimension of white privilege into discussions of gender, race, sexuality, and colonialism. She is best known for her 1989 article, White Privilege, Unpacking the Invisible Knapsack. McIntosh is the founder of the nation's largest interdisciplinary program on inclusive curriculum. Seeking Educational Equity and Diversity, or SEED. Daar het jy dit. Peggy McIntosh. Ekwiteit, diversiteit, inklusiwiteit, al hierdie begrippe wat ons net so grootskeeps van Amerika af invoer. En dit is waarom mense in Suid-Afrika vassit in hierdie denke van blanke bevoordiging. Maar in ons tyd natuurlik, met sogenaamde BEE of SEB, swart ekonomiese bemagtiging, regstellende aksie en diskriminasie teen wit mense, word jong Afrikaners veral sistematies uitgesluit van poste, bevordering en tenders, ondanks hulle beter kwalifikasies. Maar in weerwil daarvan hierdie uitsluiting lyk die werkloosheidssyfer per ras, wat
as ons kyk na verlede jaar se syfers 2025, is dit ongeveer 7 tot 8% onder blankes, 37% onder swartes, terwyl die nasionale gemiddelde om en by 32% is. Die gevolg daarvan is dat ekonomiese groei in Suid-Afrika ondermyn word en swart armoede word eintlik in stand gehou deur meritokrasie te vernietig. Dus die groot ironie is, die beleid wat veronderstel is om reg te stel, skep eintlik nuwe onreg. Dit skep onreg teenoor die jong blanke, of selfs die ouer blankes, en dit skep armoede onder die grootste gedeelte van die bevolking. En hierdie selfde mite van Peggy McIntosh, hierdie Amerikaanse soort van Coca-Cola, McDonald's slagspreuk van white privilege en blanke bevoorregting, dit word gebruik om die grondgryp beleid te regverdig. Nou, blankes, wat 7 tot 8% van die bevolking is, besit steeds die meeste kommersiële plaasgrond. Ek is nie presies seker oor daai syfer nie, hulle praat selfs van 72%, maar ek dink dit is heelwat minder as dit, want dit verminder as gevolg van private marktransaksies en natuurlik die staat besit miljoene hektaar grond. Maar die uitdagings van swart boere is nie net die blanke monopolie nie, maar vaardighede, kapitaal, die staatssteun, al hierdie staatsprogramme wat deur korrupsie en onbekwaamheid ondermyn is, en dit het veroorsaak dat swart boere tans slegs 10% van kommersiële landbou uitsetlewers. Dus wat het 30% van hierdie regstellende aksie en bemagtiging sogenaamd ons in die sak gebring? Niks nie, dit het net 'n groot klomp mense benadeel op allerlei maniere. En dit is ook baie sleg vir voedselsekuriteit. As daar verdere onteiening van grond plaasvind, gaan daar werklik hongersnood in Suid-Afrika ontstaan. Ek het al voorheen verwys na Ruth Hall en haar organisasie PLAS, die Program for Land and Agricultural Studies, of so iets daar in die Kaap. Ruth Hall is 'n Britse vrou en sy stook eintlik die ideologie van grondgryp. En daarby is daar natuurlik die Brite realiteit van geweld. Afriforum het al het die verlede jaar opgeteken dat daar 184 plaasaanvalle plaasgevind het met 29 plaasmoorde. In 2024 was daar 176 aanvalle en 37 moorde. Het is nie net misdaad nie, die geweld is dikwels sadisties van aard, dit is heeltemal uitermatig, dit is buitensporig, en die mite van blanke bevoorregting blameer eintlik die slagoffers van hierdie geweld, deur te sê, nee, dit is hulle eie skuld, dat hierdie tipe geweld en sadistiese dade teen hulle plaasvind. Maar dit veroorsaak ook dat ons die hoë misdaadvlakke wat daar in die swart woonbuurte plaasvind en in die middestede, hierso in Johannesburg. Ek dink daar word in die middestad van Johannesburg ten minste 50 mense per jaar vermoor. In 'n plek soos Diepsloot, wat nie te ver hier van my af is nie, word daar elke jaar 80 mense vermoor. En daar word nie daarna gekyk nie, want ons is vasgevang in hierdie Amerikaanse rasse retoriek van wat ons oorgeneem het van mense soos Peggy McIntosh, sogenaamde blanke bevoorregting en die erfenis van apartheid en al hierdie tipe begrippe. Dus wat is dan die werklike oorsake van armoede en ongelykheid in Suid-Afrika? Ek sou sê
Dit word gedryf deur korrupsie, die swak onderwys, die hoë misdaad, die swak bestuur en kulturele faktore, nie deur blanke bevoorregting nie. Die blankes raak in elk geval al hoe minder in die land. Daar's net ietsie oor die 4 miljoen van ons die meeste van ons beskik oor kinders in die buiteland. Die blanke bevolking is eintlik besig om af te neem. Maar as hierdie blanke bevoorregting ideologie enige water gehou het, dan sou dit tog gebeur het dat die ongelykheid afgeneem het. Maar nee, die ongelykheid neem toe. Al word die blanke bevolking minder by die dag. Met ander woorde, wat nodig is in Suid-Afrika, is dat ons hierdie rasgebaseerde beleid moet verwerp. Ons moet die hele begrip van blanke bevoorregting moet ons verwerp. En dan moet gefokus word op meritokrasie en goeie bestuur, individuele verantwoordelikheid, en elke gemeenskap moet eintlik verantwoordelikheid vir homself neem en begin om konstruktief dinge te doen en om die probleme in die eie gemeenskap op te los. Wat is die mening daaroor? As witbevoorregting die probleem was, waarom word Suid-Afrika armer terwyl blanke mense al hoe minder word? Jy kan my hieronder in die kommentaar laat weet. Ek dink blanke bevoorregting is een van die grootste leuns in ons land wat 'n ontsettende negatiewe invloed het. En dis tyd om die waarheid daaroor te begin praat. En ons moet sê, weg met Peggy McIntosh, weg met hierdie Amerikaanse slagspreuke. En kom ons begin om vir onsself te begin dink. En dit is juist wat ons op hierdie kanaal wil doen en wat Praag nog al die jare probeer doen het. Ons het fantastiese artikels ook op ons ou webblaaie gepubliseer wat hopelik binnekort weer op die lig sal wees. En is nodig dat ons eie denke moet begin ontwikkel en dat ons met konkrete en verbeeldingryke argumente moet kom om hierdie oorwig van Amerikaanse en dit is soort van amper ou kommunistiese zombie-ideologie ook, hierdie idee van swart bevoorregting, dat ons daarvan ontslae kan raak. Nou as jy tot hier gekyk het, dankie vir die aandag en moenie vergeet om op die kanaal in te teken nie en kyk gerus na ons boeke hier onder in die winkel. Tot volgende keer, totsiens.